Vader in die hemel, dankie dat ons U deur U Gees Abba, Vader, mag noem. Dat U ons verhouding kom herstel het met U. Daardie verhouding wat ons verbreek het die oomblik toe die Satan vir Eva vra. Is dit dan nie so dat God gesê het en ons aan die stem van die Satan gehoorsaam was eerder as aan die stem van U? En dat ons uit die paradys van Eden uitgejaag is en die hekke agter ons toegesluit is en deur gerubs bewaak word. Tot en met die dag wanneer U Seun Jesus Christus met sy koms daardie hekke weer sal oopsluit. Dat ons weer volle toegang en vrye toegang kan hê tot die paradys, tot die nuwe Jerusalem. Hemelvader, maar intussen is elkeen van ons in 'n stryd. 'n Stryd teen ons grootste 3 vyande. Die wêreld en sy invloede deur valse media, deur musiek, deur wat dit ook al mag wees. My eie stryd teen myself. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, voor ek myself kan kry, juis dan doen ek dit. My stryd teen die Satan. Wanneer ons saam met die Messias bid, laat ons nie in die versoeking kom nie, verlos ons tog net van die bose. Want Vader, ons weet, sonder U is ons niks, sonder U het ons niks. Ons kom met leë hande vanoggend voor U en ons is smeekend dat U ons net weer vanoggend sal herinner aan die soenverdienste van U Seun Jesus Christus. Dat U ons vanoggend net weer sal herinner hoe belangrik water nie net vir ons is om te oorleef nie, maar vir U is. Want U gebruik water aan die een kant as oordeel, maar U gebruik ook water om vir ons vanoggend 'n teken te kom wys dat ons sondes, al daardie skarlaken, vuil sonde van ons verwyder, skoon geskrob is in die bloed van Jesus Christus, sodat ons witter is as wol, sodat ons skoner is as 'n skaap wat pas geskeer is. Vader, U kom doen sulke wonderlike dinge aan hierdie gemeente. U seënende hand rus op hierdie gemeente en dit kan ons, wanneer ons onsself nie blind wil hou nie, van getuig. Elke oomblik van elke dag. Ons bid vir ons geloofsbroers en susters wat swaar kry. Hulle wat bekommerd is, hulle wat siek is, hulle wat wag vir uitslae van toetse, hulle wat in hospitale is, hulle wat geopereer word. Vader, en dan weet ons nog nie eers van almal wat vanoggend hier sit met bitter hartseer in hulle harte. Harte wat toegebou is met mure, omdat hierdie lewe sy gang gegaan het. Dan bid ons, Vader, deur die bediening van hierdie doop, wil U vanoggend weer klipharte kom uithaal. Wil U daardie emosielose harte van ons wegruk. Wil U weer vir ons gee harte van vlees. Harte wat omgee vir mekaar, harte wat lief is vir mekaar. Bid in besonder vir François en vir Ansonay vanoggend. Dat U die doopbelofte wat hulle vanoggend hier voor U gaan kom aflê voor baie getuies. Dat hulle sal sterk wees en dat hulle sal krag kry van U af om hierdie kinders wat U aan hulle gegee het, groot te maak tot die beste van hulle vermoë en dat hulle ook sal laat onderrig in hierdie gemeente en in die gemeentes waar U hulle ook nogal wil gebruik. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Geliefde kind van God, ons is so bevoorreg dat in hierdie afgelope 5 jaar, as my wiskunde my nie in die steek laat nie, ons al by die 30ste doop in hierdie gebou is. Dit sê vir ons een ding, dit sê vir ons dat daar ouers is in hierdie gemeente wat bemoeienis maak met en die ernstigheid insien van 'n doopbelofte
En laat ons dit nie doen uit bygeloof of uit tradisie nie, maar dat ons dit werklik waar doen, omdat ons kinders hierdie ontsaglike verbondsteken, belangrike verbondsteken, nie sonder kan lewe nie. En daarom is daar al in hierdie afgelope 5 jaar by dope, het ek die woord aan julle al bedien in terme van die invloed wat water het op mense. Ons het gekyk al na hoe God Moses gered het deur water heen. Die water was eintlik die middel wat hom moes doodmaak, maar daai mandjie waarin hy gelê het om aan die lewe gaan. As jy gekyk na die Israeliete deur die Rooi See, Paulus sê dit is die afbeelding van die doop. Hoe hulle deur die Rooi See is, deur water is, maar hoe God weer daai selfe water gebruik om die ongelowiges toe te vang. Dieselfde gebeur by Noag. Jy begin die patroon agterkom. By Noag gebeur presies dieselfde, waar God uit die water uit 'n gesin in 'n ark sit, self die deur toemaak en dan die water gebruik as verwoestingsmiddel oor die ongelowige. Nou vandag se gedeelte handel oor wat gebeur, en dit is 'n bediening van die woord waar dit van toepassing is op elkeen van ons. Waar staan jy in terme van jou eie doopbelofte? Het jy al 'n bietjie afgedwaal of is jy nog op koers saam met God? Want die oomblik as jy gedoop word, is dit asof God vir jou sy plan, sy eerste planne vir jou lewe begin ooprol en sê, hier is dit, gaan doen dit. Kom ons lees Jona 2. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek hom geroep om hulp en u het my stem verhoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring, tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedwaal tot in die grondslaaf van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek. Here, my God. Toe my siel in my versmag het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot u gekom in u heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op droë grond uit te spoeg. Nou mooi, hoor ons die al het klaar iets hier van die doopbelofte, waar daar Jona in vers 9 sê, en iets kry mens daarvan by die doopouers op vanoggend, wat ek beloof het, sal ek betaal. En dan, as 'n mens werklik waar kennis maak en in diepte gaan soek na die betekenis van die doop, dan kan jy vanoggend saam met Jona sê, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here, my God. Geliefde kind van God, in besonder François en Ansonay, water is baie belangrik. Hier's water in die doopvond. Hier, jy kan 'n paar dae sonder water lewe, daarna as jy dood. Maar water is ook vir God belangrik. As dit nie so was nie, was hier nie vanoggend water in hierdie doopvond nie. Want hierdie water is die teken van die bloed van Jesus Christus, wat ook Elsy se siel om skoon was van al haar sondes. Dit is die verbondsteken wat ons keer op keer herinner, dat God met ons in 'n verhouding, in 'n verbond is. En so lees ons vanoggend ook hoe water 'n invloed kan hê op mense. Jy's dalk al
deur ding in jou lewe waar jy baie naby aan verdrink gekom het. Ons het al in 'n vorige preek die aanhaling gehad van 'n skrifgeleerde waar hy gesê het, en dis eintlik skokkend, hoe baie maatreëls stel ouers nie in plek vir hulle kinders, hulle klein kindertjies om nie in 'n swembad te verdrink. Hulle sit nette op, hulle sit palissades om die swembad, net dat 'n kind nie naby water moet kom nie. Maar hoeveel van hulle laat presies dieselfde beginsel, waar dit nou net op geestelike vlak is hier, na? En dan sê daai selfde skrifverklaarder, hy sê, so baie mense is besig om in hulle eie doopwater te verdrink. Wat beteken dit? As jy gedoop is, beteken dit jy is outomaties in die hemel. Beteken jy kan in jou doopwater verdrink as jy vanoggend belangriker dinge het as om met die lewende God te ontmoet en 'n gewoonte daarvan maak. En so leer ons vanoggend van 'n persoon op wie water 'n invloed gehad het, naamlik Jona. Jona was 'n wegloopkind. Jona was die verlore seun van die Ou Testament. Dit is sekerlik elkeen van ons se lewens het dit al op 'n stadium gebeur. God roep jou in sy koninkryk om iets te doen, en God roep vir Jona 800 meter oos van Israel. En wat doen Jona? Hy sê nee, ek gaan nie 800 kilometer oos van Israel nie, ek gaan 3200 kilometer wes van Israel na Tarsus toe. En dan laat God hom in sy gehoorsaamheid op 'n skip klim. En God gaan nou water gebruik in sy lewe om hom weer terug te trek. Maar die heeltyd, hoor mooi, die heeltyd in hoofstuk 1 is daar 'n onvermoë in Jona om te wil bid. Gaan toets dit in jou eie lewe. As jou eie doop vir jou nie meer baie beteken nie. As jy nie meer dink oor die betekenis van die siele afwas van sonde in jou lewe nie. En jy eintlik 800 kilometer oos van Israel moet wees, maar jy besluit jy gaan 3200 kilometer wes van Israel, dan lei jou gebedslewe daaronder. Gaan kyk bietjie in hoofstuk 1. God stuur vir Jona Ninive toe. Hy bid nie oor die saak. Hy besluit dit, nee wat, Tarsus, dis die plek. Midde in die storm op daai skip, sal die ongelowige skeepskaptein vir hom vermaan en vir hom sê, bid tot jou God dat hierdie storm kan bedaar, maar wat doen Jona? Hy bid nie. Die lot word gewerp. Handelinge 2 sê jy mag nie die lot werp sonder dat daar gebid word nie. Wat doen Jona? Hy bid nie. Die ongelowige seemanne begin nader aan te bid tot gode wat hulle nie ken nie, maar wat doen Jona? Hy bid nie. So Jona is eintlik op hierdie skip. Is hy hierdie dikmond wegloperkind wat besluit het Tarsus is die plek. Hy wil sy eise aan God stel en hy wil sy wil teenoor God laat geskied. Maar dan lees ons die wonderlike woorde in hoofstuk 2 vers 1. En Jona het tot die Here God gebid uit die ingewande van die vis. Wat 'n vis dit is, weet ons, die Hebreëus sê net 'n groot vis. Baie van die skrifverklaarders meen dat dit wel 'n walvis kon wees en dis nie te ver gesog nie. Jy kry walvisse wat 40 ton weeg, jy kry walvisse wat 16 meter lank is. In 1955 is daar 183 kg katvis ongedeerd uit 'n walvis se maag uitgehaal. Nou hoekom is dit belangrik om Jona se verhaal fisies te verstaan? Ons gaan dit net nou van toepassing maak op die doop en op Jesus Christus, dan sal jy sien hoe belangrik dit is. Ander skrifverklaarders meen dat dit dalk die Leviathan was wat Jona ingesluk het. Die Leviathan is hierdie groot seemonster wat in die see woon. Psalm 104 vers 26 sê hierdie dinge. Psalm 104:26 sê, die Leviathan, die groot seemonster wat God geskaap het, is sy speelding. Hy kan hierdie seemonster met sy wyd oopgestrekte bek, wat op Jona afkom, en dan moet Jona by homself seker dink, dis nou verby. Ek kry my verdiende loon. Ek is in hierdie watergolwe, ek het God se wil vir my lewe verontagsaam, en ek kry my verdiende loon. My einde het aangebreek.
Maar dan lees ons in Psalm 66 vers 12. As jy dalk op hierdie oomblik in jou lewe nie op pad is na waar God jou wil hê nie, maar jy stribbel die hele tyd teen na die ander kant toe, kan jy nog steeds op sy wonderlike sorg vir jou, midde in die watergolwe van jou lewe staat maak. Psalm 66 vers 12 sê, ons het in die vuur en in die water gekom, maar U het ons uitgelei. Wonderlik hoe die skepping instinktief aan God gehoorsaam is. God praat een keer met hierdie reuse seedier, en hierdie dier verander sy waterbane, waarheen hy op pad was, om God se opdrag te gaan uitvoer, om God se kinders uit die verdoemende watervloed te gaan uitruk, soos hy vir Noag uitgeruk het, soos hy die Israeliete by die Rooi See uitgeruk het, soos hy vir Moses uitgeruk het. Jonah, die mens aan die ander kant moet vra, hy moet smeek, hy moet soebat, maar dank God vir sy genade, dat 'n wegloper kind, as jy vanoggend dalk hier sit, en jy weet jy is nie op die geloofspad waar jy moet wees nie, dat daar verhoudingsherstel is. En dat dit alles weer by God begin. Jeremia 3 vers 22, keer terug, o afkeerige kinders, ek sal julle afkeerigheid genees. Hier is ons kom na U toe, want U is ons God. 100% volkome van sy kant af, uit genade, sonder enige verdienste van Jonah se kant af. Dit is hoe verlossing werk. Jonah, so min as wat Jonah hom uit daardie watergolwe kon red toe hy van daai skip deur die lot afgegooi is in die see in. So min kan ons onsself red. 100% volkome genade. Maar François en Ansonay, die manier hoe God hierdie verlossing bewerk, is wonderlik. God kies verlossing in en deur water. Soos vir Noag, soos vir Moses, soos vir die Israeliete, kom Jonah, ek is nog nie klaar met jou nie. Ek het jou toegelaat om vir 'n rukkie in jou lewe jou eie kop te volg, maar nou gaan ek vir jou die pad wys. En dan bars Jonah in 'n onderwater, mens kan amper sê by 'n doop. Jonah se eie persoonlike doop deur water, bars hy in 'n gebed uit. Hierdie onwilligheid om te bid is verby. Vers 2. Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Die wonderlike van hierdie gebed is dat Jonah 'n psalm bid. Sy het dit al vorige kere ook gehoor. As Jonah daar in die ingewande van hierdie enorme groot vis is, dan bid hy psalms. As julle in die aande en elke liewe ouer wat nog onder 'n doopbelofte staan, as jy die aand nie weet wat om vir jou kind of oor jou kind te bid nie, bid 'n psalm. Wat 'n wonderlike troos dat die hemel toeganklik oop is vir ons en ons kinders, van watter deel van die aarde af ook al. Jonah sê hier waar hy homself bevind, ek bevind my onder in die grendels van die aarde waar die gebergtes uit die aarde uit opkom. So diep onder waar ons nie eers van weet nie. Daar was hy. Daar bid hy. Maar sy gebed is nie minder werd nie. Jy is dalk by die oomblik in jou geloofslewe daar. So diep onder dat daar onder nie meer is. Op die bodem. Doen wat Jonah gedoen het. Bid. En as jy nie weet wat om te bid nie, dan gaan jy huis toe. Jy vat hierdie woorde, jy maak hierdie woord oop by die psalms en jy begin die psalms te bid. Jonah kom iets agter. Ten spyte van die feit dat hy van God af wou wegkom, deur sy eie kop te volg, hy nooit van God kan wegkom nie, maak nie saak waar hy is nie. Hy het die vryheid om enige tyd en enige situasie onder hierdie water te bid en hierdie vis se ingewande. Soos Paulus en Silas in die tronk wat geboei was, wat doen hulle? Sit nie in redekavel nie, hulle sit nie in kry hulle self jammer nie, hulle sing lofliedere, hulle bid tot eer van God.
Nou besef Jona dat God se tugtigende hand met hom besig was, nog die hele tyd. Dit het gevoel of God hom dalk op 'n stadium in sy lewe gelos het. Maar hy was die heeltyd met hom besig. En daarom bid hy in vers 3 se tweede gedeelte baie spesifiek: U bare, u branders en u golwe het oor my heen gegaan. Nou dit is die twee dele van die doop. Wanneer jy jou doopbelofte, jou ouers, hulle doopbelofte oor jou nakom, jy by belydenisaflegting verder erns maak met jou doopbelofte, dan hoef jy nie bekommerd te wees dat God se branders en sy golwe oor jou gaan heen gaan nie. Dan ontvang jy hierdie soete, stille identiteit van water in Psalm 23, U lei my heen na waters waar daar rus is. Maar as ek my eie kop volg in my lewe, nie na God se woord luister nie, dan gaan hy dieselfde water laat opreis in my lewe. Gaan hy daardie doopvond van jou 'n stormbak maak. Branders en golwe wat jou gaan terugruk na die pad wat hy wil hê jy moet loop. Martin Luther sê dat Jona in vers 3, let baie mooi op wat sê Jona. Hy sê nie dis branders en golwe nie, hy sê u branders en u golwe gaan oor my. Want hy het geweet dat die see met sy branders en sy golwe maar net 'n instrument is in God se hand om hom te tugtig oor sy sonde. Niks in die lewe is toevallig nie. God gebruik sy branders, hy gebruik sy golwe om Jona tot nuwe insigte te ruk. Dalk gebeur dit vanoggend met jou. As jy die doopvond sien, dan sien jy 'n storm wat opgewek word, nie tot jou vernietiging nie, tot jou redding, om jou terug te ruk na waar jy moet wees. Die doopwater is 'n uiterlike teken wat Elsy vandag gaan kry, maar wat van vandag af in haar lewe al innerlike verandering bewerk. Terug na God, terug na God se woord toe, keer op keer. En daarom bid Jona in Psalm 42 vers 8, al u bare en al u golwe, soos ons dit saam gesing het. Hy bid weer 'n Psalm. Psalm 42 vers 8, al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Dit is wat vanoggend by hierdie doopvond gebeur. Nie om aan hierdie dogtertjie leed te doen nie, maar om haar ouers op te wek, om ook haar lewe tot God te rig. Nie Tarsus toe nie, maar Ninive toe. Al is hy daar papnat in die stik donkerte van hierdie vis, sonder enige skrifte, kan hy op sy geheue staat maak om psalms te bid. Dis 'n toets vir ons oor ons kinders. As jou kind nou, as alles van hom al weggevat word, hoe gaan hy weet wat om te bid? As jy hom nie geleer het nie. Jona, as hy niks meer het om aan vas te hou, dan hou hy vas aan sy geheue. En so bygesê, in daardie tyd het die kindertjies van baie jong ouderdom af groot gedeeltes van die Ou Testament uit hulle kop uit gememoriseer. Dit is doenbaar. In vers 4 dan bid Jona, ek is weggestoot, weg van u oë af. Dink jy dis sy eie gebed? Nee, dis Psalm 31 vers 22, hy bid die psalms, keer op keer. Die woord weggestoot in hierdie geval, dalk voel jy so op hierdie oomblik in jou lewe, in jou geloofslewe. Hierdie woord weggestoot, God het my weggestoot, sê Jona, daar in die vis. Levitikus 21 vers 7, word gebruik wanneer 'n man besluit om van sy vrou te skei. Daar's totale verhoudingsbreek. Dit is hoe Jona voel. Die verbondsteken maak nie meer sin nie. Daar's verhoudingsbreek. My God is van my al weg. En dan is dit juis weer by hierdie doopvond, waar God julle kom herinner. Ek het 'n verhouding met jou. Ek het 'n verbond met jou en jou kinders tot in hulle geslagte. En dan sê hoofstuk 1 vers 3. Lees ons 2 keer dat hy wou wegkom. Jona wou wegkom van God se aangesig af. Dit was sy opvatting. Maar daar in die ingewande van die vis is God besig met hom. En is God nader aan hom
as ooit van tevore. Hierdie doopwater herinner ons dat Vader elke keer, wanneer elkeen van ons in hierdie laagte van ons lewe is, sit en herinner word aan hierdie water, wat ook oor my voorkop gerol het, as teken tot die skoonwas van my siel. Jy het seker al in jou lewe ook bevind, waar jy in die ingewande van die vis was in jou geloofslewe. Dan is God net hier, as jy bid. Hy's by jou, elke oomblik van elke dag. As ons in swakheid en in moedeloosheid wil sê, God het my weggestoot, weet dat hy 'n wegloop kind nooit sal weggooi nie. Nooit nie. Hy doen dit nie met die verlore seun van die Ou Testament nie, en hy doen dit ook nie met die verlore seun van die Nuwe Testament nie. Jesus sê dit vir Petrus in Lukas 22:32, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Ek het vir jou gebid. En kom ons bid dit oor Elsy ook, wanneer sy vanoggend gedoop word, dan sê ons as gemeente vir François en vir Ansonay, ons sal vir julle bid, dat daardie dogtertjie van julle se geloof nooit ophou nie. Hoeveel keer het ek nie al gelowiges hoor sê, midde in hulle ingewande in die vis oomblikke, as dit nie vir my geloof was nie, het ek dit nie gemaak nie. Loop 'n bietjie deur hospitale, waar gelowiges ernstig siek lê, maar tog met daai vrede en rustigheid in hulle harte, en sê, as dit nie vir my geloof was, het ek dit nie gemaak nie. Dis presies wat Dawid ook sê in Psalm 27 vers 13, as dit nie vir my geloof was nie, het ek dit nie gemaak nie. En dit is presies wat geloof doen midde in hierdie situasies in ons lewe, dit skep hoop. Wat 'n hoop het Jona aan die binnekant van 'n vis? Tog sê hy, tog sal ek u heilige tempel weer aanskou. Kyk wat doen die doopvond nou. Die doopvond rig jou altyd na die plek van samekoms, die tempel. Daar op die seebodem, in die dieptes van die aarde, is Jona se hoop geanker in sy siel, dat hy God weer in sy tempel sal aanbid. En aangenome dat hy dat 'n mens sou dink, Jona sou daar in die ingewande van die vis dalk gehoop het op 'n lekker bord kos, op 'n warm bad om net al die visslaim van my liggaam af te kry. Dalk 'n verversing vir hierdie groot skok, dat wat ek nou deur is 3 dae en 3 nagte in 'n vis se maag. Nee, nie dit nie. U heilige tempel. Dit en dit alleen. As jy deur water gaan, ook deur jou doopwater, dan verander jou prioriteite. Dan gaan dit oor u heilige tempel. Die samekomspunt van die Ou Testamentiese gelowiges. Presies die eerste gedagte wat by Hiskia opkom, nadat sy jare verleng word deur God en hierdie ongeneeslike siekte genees, dan sê Hiskia in Jesaja 38 vers 22, ek gaan God loof in sy heilige tempel. Gemeenskap met God, waar kinders van God, die verbondsvolk, saamkom om hom te aanbid. Vandag hier in hierdie erediens. Dit is waarna Jona uitsien. Dit is sy smagting. Sy geloofsoog is weggedraai van Tarsus af, waar ek graag wil heen gaan, en sy geloofsoog is nou op God se tempel. As ek dit maak, as ek uit hierdie vis uitkom, en ek val op die strand, dan is die eerste ding wat ek doen, gaan God loof in sy tempel. Jona gaan voort om hierdie psalmlegkaart, hierdie onderwater doopgebed van hom, kunstig aan mekaar te sit, soos iemand wat 'n legkaart bou, uit verskillende stukke. Jy het al gehoor uit hoeveel psalms Jona nou bid. Nou in vers 5, lees dit, bid hy Psalm 69 vers 2, waters het om my omring tot aan my siel toe. Seegras is om my hoof gedraai, Psalm 18
vers 4. En dan hoor ons hierdie mooi belydenis van Jona, vers 7. Toe my siel in my versmag het ek aan die Here gedink. En hoe het Jona nie gegroei nie? Hoe het Jona nie 'n ander mens geword? Deur die medium en die middel van water nie. Hoofstuk 1 doen hy alles in sy vermoë om van God af weg te kom. Nou is al wat hy kan doen om aan God te dink en aan God se tempel. En dan dink hy terug aan daardie matrose wat hulle nietige afgode aangeroep het en daar niks van gekom het nie, maar hy, Jona, roep die God van hemel en aarde aan en hy verlos hom uit die ingewande van 'n vis deur water heen, soos hy met Noag gedoen het, soos hy met Moses gedoen het, soos hy met die Israeliete gedoen het en soos hy met julle dogtertjie vanoggend sal doen, François en Ansoenay. En daarom eindig Jona se gebed in dankbaarheid. Hierdie leer Jona ons dat God nie 'n noodhulpknoppie God is nie. Nie vir ons en ook nie vir ons kinders nie. Want hierdie onderwater doopgebed deur water heen van Jona gaan bo die water voort. Dit is maklik en hoe baie ouers het dit nie al gedoen in die geskiedenis nie. Terwille van om na die familiegebruike na te kom, tradisies, oorgelewerde gebruike, kom doop ek nou maar. Maar my onderwater doopgebed spoel nie oor na my bowater doopgebed. Daar's geen uitvloeisel nie. Wat Jona ons nou hier leer is, dit wat ek onder die water gaan leer het in my lewe, gaan ek bo die water toepas. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil, die verlossing, behoort aan die Here. Die verkeerdste ding wat ons kan doen, is as God jou red uit die ingewande van 'n vis, en jy op droë grond uitgespoeg word, dadelik weer te begin planne maak om in Tarsus uit te kom. Nee. En so gaan Jona se onderwatergebed uiteindelik in vervulling in Jesus Christus. Onthou, alles wat in die Ou Testament gebeur as profetiese heenwyse na die Messias wat sou kom. Daardie teken van die doop kommunikeer ook nou met ons. Hy sê self vir 'n Fariseer, sê hy in Matteus 12 vers 38, dat geen teken aan julle gegee sal word nie, behalwe die teken van Jona. Wat is die doop? Die doop is 'n teken. Geen teken sal aan julle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Want soos Jona vir 3 dae en 3 nagte fisies in die buik van 'n groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Jesus sê self, alles wat met Jona gebeur het, was 'n teken wat ook met my sal gebeur. Jona is deur 'n vis ingesluk. Jesus Christus is deur die oop graf ingesluk. Jona is 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis, en sy ervaring daar beskryf hy as die binneste van die doderyk, dieselfde benaming as die hel. Jesus is vir 3 dae en 3 nagte in die graf. Maar Jesus sê vir ons waar hy uiteindelik in daardie tyd was. Hy sê in die hart van die aarde, naamlik die hel. En daarom bely ons elke Sondag in die 12 artikels wat neergedaal het na die hel. Hy het nie net angshelle ondervind soos die nuwe bewoording van die belydenis sê nie, nee. Hy was in die hel. Jona bid in sy grootste nood tot God en hy gebruik aanhalings uit die psalms. Psalm 66, 42, 27, 9, 3, 68, 88, 18, 31 en 69. Wat doen Jesus aan die kruis? Hy bid die psalms. Psalm 22 vers 1. My God, waarom het U my verlaat? Psalm 42, ek het dors. Psalm 31 vers 6. In U hande gee ek my gees oor. Laastens lees ons van Jona wat
na 3 dae en 3 nagte deur die vis uitgespoeg is. So lees ons ook van Jesus Christus, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood. Verstaan jy waarom iemand wat die fisiese gebeure van Jona verwerp, Jesus Christus verwerp? Want hy sê, soos Jona vir 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, so sal die seun van die mens presies dieselfde. Want Jesus sê, Jona is maar net die skaduwee. Ek is die inhoud. En die grootste troos van alles is, Jona het deur hierdie ellende gegaan as gevolg van sy eie sonde. Jesus Christus gaan deur hierdie ellende as gevolg van elkeen van ons se sondes. 2 Korintiërs 5 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. En so het hy op die 3de dag opgestaan. Die dood oorwin, sodat ons vir ewig mag lewe. En Jona was hiervan, maar net die teken. Hoor hoe mooi bring Romeine 6 vers 4 hierdie gebeure in lyn met die doop. Opstanding uit die dood van Jesus Christus wat hier geprofeteer word deur Jona. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in sy dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur heerlikheid van die Vader, ons ook tot in 'n nuwe lewe mag wandel. Daarom, geliefde kind van God, bid bo die water, maar bid veral ook wanneer jy in en deur die water gaan. Ken die skrif so goed, jy en jou kinders, leer dit vir hulle, dat jou kinders in staat kan wees om hulle psalmlegkaart self in gebed te kan vorm, soos Jona en Jesus. En weet, God gooi nooit sy wegloperkind weg nie. As jy vanoggend hier sit en jy voel jou doopvond lê ver weg van jou af op geestelike vlak. Jy is al amper in Tarsus. Hy kan en hy gaan hierdie doopvond se water gebruik, al moet hy sy golwe en sy bare opwek, om jou terug te kry waar jy wil hê. Midde in jou gesondheid, midde in jou angs, midde in jou vrees en jou depressie, jou armoede en jou eensaamheid en jou ellende. Nie vir Jona nie. En ook gaan hy nie vir jou weggooi nie. In die binnekant van 'n vis het ek tot God geroep en hy het my verhoor. En so bid ons tot vandag toe elke dag nog. 'n onderwatergebed. Jona is die teken. Christus is die inhoud. Ook vanoggend in Elsy se lewe. Waar Jona die teken was van daar 3 dae uitgespoeg, Christus na 3 dae opgestaan uit die dood, sodat sy deur haar doop ook vir hom mag lewe. Amen.